Goeiedag aan julle, ons aanlyn gemeente. Wat 'n wonderlike begin van 2026. Dit is so lekker om te sien hoe baie van julle reeds saam lees met ons oomblik in die woord, 1 jaar Bybel. Die getuienisse stroom in en ons hoor hoe God se woord elke dag nuwe lewe bring in huise, families en harte. Hou aan lees, hou aan luister. Die Here is besig om iets besonders te doen. En terwyl ons saam deur die Bybel lees, gaan hierdie reeks jou help om die mense van die skrif beter te verstaan en God se hart vir jou selfs duideliker te sien. So sit terug, maak jou hart oop en geniet hierdie diens in ons nuwe reeks. Mag die woord vandag helder tot ons spreek en mag die Heilige Gees jou geloofslewe versterk. Geniet die woord wat nou volg. So vriende, baie welkom almal van julle en dankie aan die hele span, die orkes, baie dankie. En dan almal wat my vra oor my arm, ja, ek is geopereer donderdag 6 weke terug en dit was 'n groot operasie binne my skouer van 'n ongeluk wat ek gehad het 8 jaar terug met die piegmees in die reënwoude in Afrika en ek was nooit geopereer en ek probeer om aan te gaan my lewe sonder dit. Operasie toe gekom en is hierdie week 6 weke, so ek sien die chirurg oormôre en dan begin hulle met 'n 6 maande rehabilitasieprogram. So ek kan my arm gebruik. Ek het vir my vrou gesê, moenie dink ek het net een arm nie. Ek het 2, maar ek mag nie slaap op my linkerskouer. Dit is al 6 weke wat ek nie op hom slaap nie. Maar hy heel en nou ja, so die program begin nou. So ek hoop binnekort, as julle sien hierdie handjie gaan hoog in die lug op, dan julle weet daai man, nou brand die vure weer. So, maar ek is nog op pad soontoe. So vriende, die van julle wat nou laas jaar hier saam met ons die pad gekom het, julle weet mos ons is besig met 'n reeks oor die evangelie van Lukas Sondagoggende, nê? En dan Sondaande oor die boek, vreemde boek, nê, Klaagliedere van Jeremia. So vanoggend, kom ons gaan en ons lees saam in Lukas. Ons gaan voort met ons reis in Lukas 23, ons nog steeds daar, ons kom nie uit daar nie, en ek sal weet wanneer om daar uit te kom, maar my gees laat my nie toe, en die Heilige Gees op die stadium om Lukas 23 te verlaat nie, maar ek sal hom verlaat op die regte tyd. Ek gaan vir jou een teks lees, en net die helfte van die teks, dit is Lukas 23 vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. Stop net daar, hoor mooi. Toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. Ons almal weet is Golgotha's heuwel net buite die muur van Jerusalem. Paulus het op grond van hierdie gebeurtenis, toe hy 'n brief skryf aan die Korintiërs, en as jy wil blaai of net wil luister, in 1 Korintiërs 2 vers 2, toe sê hy vir die gemeente van Korinte, wat hierdie insident betref, toe Jesus Christus gekruisig is. Hy sê vers 2, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet. So hy sê, as jy met my wil praat met my oor die Jesus wat gekruisig is. Kom ons praat daaroor. Ons praat oor die gekruisigde Christus. Ek het my voorgenem niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy sou toe vir die gemeente van Galasiërs, in Galasiërs 6, vers 14, hy sou toe aan hulle skrywe juis oor hierdie dinge. Wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus. Vader, seën hierdie kosbare woord nou, in Jesus naam. Amen. Een van die grootste misteries
is die verborgenheid van die kruis. Die geheimenis van die kruis. Want mense vra, hoekom moes Jesus ly aan die kruis? Hoekom was Jesus se kruisdood noodsaaklik vir ons saligheid en vir ons redding? Wat mense ook al sê, en wat ook hieroor geskryf word, een ding is absoluut seker, die kruis van Jesus Christus was die wil van God die Vader. Onthou, in hoofstuk 22 lees ons, Jesus vra, Vader, as jy die beker by my wil wegneem, in Getsemane, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. So die kruis van Jesus was die wil van die Vader. Die kruis van Jesus was die besluit van die drie-enige God voordat daar 'n aarde geskape was, sê Petrus. In 1 Petrus hoofstuk 1. Hy sê julle weet dat julle is nie deur silwer of goud losgekoop uit julle ydelle lewenswandel, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld. Hy praat van die lam voor die grondlegging van die wêreld. So dit wat ons oor sing, dit wat ons oor praat, is iets wat in die annale van God bespreek was, voordat daar 'n hemel en 'n aarde was, voordat daar mense was. So wanneer ons kyk na die kruis van Jesus Christus, dan moet ons na die Bybel gaan kyk vanuit Vader God se perspektief. So wat is Vader God se perspektief as dit kom by die kruis? Wel, ek sal vir jou sê, hier staan dit in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ek lees dit vir jou. Hier is Vader God se perspektief. Paulus skryf, hy sê, dat God, dis ons Vader, in Christus die wêreld met homself versoen het. Dis hoe hy dit doen. In Christus. Hy het in Christus die wêreld met homself versoen. So, God wil nie die wêreld hel toe stuur nie. Hy wil die wêreld red. Hy weet hoe verskriklik die hel is. En so wat hy toe doen, vers 21 sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So vriende, God die Vader, hy het hom, wat geen sonde geken het, vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So vanuit God se perspektief was dit noodsaaklik. Dit was van kardinale belang. Vir ons is dit van lewensbelang, dis van ewigheidsbelang. So as ek wil roem, moet ek in die Here roem. Dan moet ek in die kruis van die Here roem. Ek kan nie in myself roem nie. Ek kan nie roem in wat ek vermag het nie. Ek moet roem in Jesus Christus. Wat my verbaas, baie keer is mense niks. En dan tel die Here hulle op. En hulle was sommer net 'n vuil sondaar wat niks beteken het nie. En jy kan sien hoe verander die lewe. En die Here seën daai persoon. En die persoon bereik later iets in die lewe. En die mense begin opkyk na die persoon. En dan begin hy grootkop raak. En hy dink hy's die Mackie van die plekkie. Asof hy iets besonders is. En hy vergeet, toe hy niks was, het God hom gered. So ek en jy kan nooit wegbeweeg van die feit, dit het niks met my te doen nie, dis Jesus. Dis sy kruis. Dis wat hy aan die kruis vir my en jou vermag het. En die Bybel is baie duidelik hier oor die saak. In 1 Korintiërs 1 sien ons dit in vers 18, dat die kruis is dwaasheid vir die wêreld, maar dis die krag van God. God red mense deur die kruis. En het jy geweet, die Here red jou nie deur sy lewe nie. Hy red jou nie omdat hy op aarde was en hy rondgeloop het nie, omdat hy wonderwerke gedoen het nie,
omdat hy mense genees het nie. Hy red jou omdat hy sy kruis vir ons opgeneem het en vir ons gesterf het aan die kruis. Ek en jy is gered deur die kruis dood van Jesus. Nie op 'n ander manier nie, nie omdat hy aarde toe gekom het nie. Meer as dit, hy het gekom en hy het gesterf vir ons sondes op die kruis. So baie mense sal nou, jy sal nou sien by die kerk om jou miskien vanoggend. Mense dra kruis om hulle nek, of onder hulle hemp, jy sal dit dalk nog nie sien, of onder die hals, onder die kraag. Party mense dra dit op 'n ring, het hulle kruis op hulle ring. Ander mense dra dit met 'n toutjie of met iets, dat jy dit en hang dit voor by hulle hemp, die kruis. Party, jy kan dit nie sien in hulle lywe nie, want dit gaan nie vir jou wys nie, maar hulle het die kruis getatoeëer iewers op hulle lyf, en iewers sit daar nou 'n kruisie. Nou, daar's nou niks fout daarmee, oor hoe jou perspektief van die kruis is nie, of jy dit wil sigbaar wys nie, en hoe jy dit sigbaar wil demonstreer nie. Party mense sit dit op die buffer agter op hulle kar, dat hulle kruis. Net tot iemand voor hulle inry, dan sien jy bedye hulle. En dan sien jy maar agter op die kar is daar 'n kruis. Of daar's 'n visie, en dan dink ek, oeps, dis hoekom ek sit eerder niks op my kar nie. Want ek weet nie wat ek môre gaan doen as 'n ou voor my inneek en ek is nou ongelukkig nie, ek mag dalk iets sê of doen wat ek weet nie. Maar ek weet hoe ek my moet gedra. My vrou sê altyd vir my, Raymond Lombard, jy moet gedra in die openbaar. Ek sê ja, sy sê by die huis ook. So vriende, hier's die ding. Ek wil net 4 gedagtes met jou deel oor die kruis en ek wil nie met jou hart vashou. Die kruis van Jesus, die Nuwe Testament heg ontsettend groot waarde aan hierdie saak. En deur baie woorde, wanneer die Bybel praat oor die lam van God, is dit as gevolg van die kruis. As dit praat van bloed, het dit te doen met sy kruis. As dit praat van vergifnis, is dit juis as gevolg van die kruis. En dan het ons dit oor die kruis. Nou, as jy saam met my in hierdie groep, Quintus en Madeleine so bevoorreg, ek en Amanda vat hulle later in die jaar saam met ons Israel toe 'n klompie mense. Nou, julle sal, as ons by Jerigo kom, dan vra julle my, vra ons die toergids, dan gaan wys ons vir julle. Daar is 'n huis, hulle sê dit is die huis van Saggeus, mannetjie wat in die boom was. En sy vloer van sy huis het mosaïekteels. En wat interessant is, dit wat daar geskryf is, wat uitgebeeld, daar's 'n brief van mosaïekteels uitgelê in die vloer van sy huis. Maar wat interessant is, as jy nou gaan kyk na dit, sal jy sien in die begin van die brief is daar 'n kruis simbool en aan die einde van die brief is daar 'n kruis simbool. Want onthou, Saggeus het tot bekering gekom. So die kruis was geweldig belangrik in sy lewe. So selfs as jy na Israel toe gaan, sal jy sien in baie van die mosaïek en baie van die goed wat oorgebly het deur die eeue heen. En ons het gereis in plekke soos Turkye, dan gaan ons na waar die vroeë kerk was, Klein-Asië. Turkye is Klein-Asië. Ek het gegaan, ek het al 7 gemeentes gaan besoek in Klein-Asië. En jy sal baie plekke kruise kry, en hoe hulle geleef het in grotte en in die grond. Dit is iets om te sien, hoe hulle vervolg was, en hoe hulle die Christene het hoofsaaklik in grotte gebly. En jy kry kruise daar, want vir hulle was dit, ek neem my kruis op en ek volg Jesus. Ek wil, wat dit betref, die kruis speel 'n groot rol. Hoekom dink jy die vroeë kerk altyd nagmaal gebruik? Wat is die doel van om nagmaal te gebruik? Dit vat jou terug tot my gedagtenis, die kruis. Hoekom dink jy het ons eenmal 'n maand nagmaaldiens? Dit is om almal op te roep om te sê, you can't forget the cross. Kom ons kom net terug na die kruis van Jesus Christus. Jy kan nooit wegkom van dit af nie. So, en as jy die sentbrief van Handelinge lees, wat die eerste brief van die kerk is, wat is mos die handelinge van die apostels. In ander woorde, die mense wat daar was toe hy gekruisig is, daai dag, sy disippels, wat het hulle na dit gaan doen? Hulle het briewe geskryf, hulle het geskrifte geskryf, hulle het die evangelie gaan verkondig, en wat was die hooffokus altyd? Die kruis. So jy sal ook in Handelinge sien, toe die vroeë kerk begin het, sal Petrus, want hy was mos Petrus, wat Petrus uitsonder van al die ander apostels, hy was die eerste prediker van die kerk.
So die eerste pastoor. Hy was, omdat Jesus gesê het, jy Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. So Petrus was die eerste prediker in die kerk van Jesus Christus. En nou sal jy sien, toe hulle hom aanhaal en hy preek, in sy preek in Handelinge 2, sê hy in vers 22, Israeliete, luister na hierdie woorde, Jesus die Nasarener, 'n man van God deur julle aangewys, wat wonders en tekens en kragtige dade gedoen het, soos julle weet en julle gesien het. Hy wat deur die bepaalde raad van God en die voorkennis van God oorgelewer is. In ander woorde, God het lankal geweet, volgens my raad, my seun sal aan 'n kruis sterwe. Het julle die hande van goddelose mense hom geneem, hom gekruisig en hom omgebring. In sy heel eerste preek. Hy preek die kruis. Hy preek die kruis. Hom het God opgewek. Nou, natuurlik, Jesus is mos nie meer dood nie. Hy lewe. So wanneer ek na 'n kruis kyk, ek hou verskriklik daarvan, as ek altyd na 'n kruis kyk, en daar's nie 'n mensfiguur op die kruis nie. Of jy verstaan wat ek bedoel? Want my Jesus is nie meer op die kruis nie. Hy was op die kruis. Hy's nie meer daar nie. Hy's af van die kruis af. Hy's opgewek. So die goue draad deur die hele boek Handelinge is die preek van die kruis. Die kruis is die hart van elke boodskap. Dis die inspirasie vir elke Christen se lewe. So die eerste wat ek wil sê is die Nuwe Testament lê ontsettend klem daarop. Die tweede gedagte wat ek net by jou wil laat is, die Heilige Gees ag groot waarde aan die kruis van Jesus, die tweede persoon in die drie-eenheid. Die derde persoon in die drie-eenheid ag groot waarde aan wat Jesus die Seun gedoen het. Soos byvoorbeeld as jy na Handelinge 3 kyk, dan sien jy, want onthou, wie is die outeur van die Bybel? Die Heilige Gees. Ek bedoel, wie het die mense geïnspireer om te skryf? Die Heilige Gees. So wie is oorhoofs die outeur van die hele skrif? Die Heilige Gees. Dis hoekom die Bybel homself nie kan weerspreek nie. Want dis een persoon. Die persoon van die Heilige Gees. Mense het hier en daar het gedoen wat hulle doen, maar ek bedoel, daar's net een outeur. Daar's baie skrywers, daar's 40 skrywers gewees in die Bybel. 40 verskillende mense het geskryf van die Bybel, maar almal gelei deur die Heilige Gees. So daar's net een outeur in die Bybel. En wat die outeur van die Bybel betref, in die Nuwe Testament, as ons praat van die Heilige Gees, dan kan jy vir jouself kyk. Kyk daar in Handelinge, hoofstuk 3, vers 13 en 16. God die Vader het hom oorgegee, sy kind Jesus. Pontius Pilatus het hom verloon, toe hy besluit het om hom los te laat. Hy sê, en julle het die heilige en die regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar geskenk word, en die God het hom uit die dode uit opgewek, waarvan ons getuies is. So, die Heilige Gees het dit laat skryf in die woord, in hoofstuk 4 vers 10, laat dit bekend wees aan julle almal, dat Jesus die Nasarener wat gekruisig is, God het hom opgewek, die steen wat deur julle verwerp is, en die saligheid is in niemand anders nie. Die Heilige Gees het dit pertinent in die Bybel laat sit. In hoofstuk 5 vers 30, daar kan jy dit ook sien, dat God het ons van die vaders, het Jesus opgewek wat julle omgebring het, deur hom aan 'n kruishout te hang. God het hom leidsman en verlosser gemaak, en ons is sy getuies, kyk vers 32. En ook die Heilige Gees, wat God gegee het. So die Heilige Gees getuig in elkeen van ons hart van die waarheid van die kruis. So die gedagte dat die Heilige Gees die outeur is en dat hy die kruis van Christus voor is absoluut so. 'n derde gedagte, behalwe dat die Heilige Gees en natuurlik behalwe dat die Nuwe Testament so die kruis in ons voorhou, wat betref die kruis, kom ons praat oor die kruis in die wêreld. Want dis dan nou juis die kruis van Jesus wat maak dat mense wat tot bekering gekom het, wat die kruis aanvaar het, mense soos ek en jy, dat ons wêreldsheid verloor het iewers langs die pad. Nou is ons ander mense.
Ons het iewers ons wêreldsheid verloor. Hulle sê, maar julle is ander mense. Julle is nie soos ons nie. Dis kom die wêreld ons haat. Dis kom hulle niks met ons te doen wil hê in der waarheid. Dis kom hulle ons so vervolg in baie lande van die wêreld. Ek is nou op pad Pakistan. Toe as alles goed gaan, moet ek oor 10 dae in Pakistan pastore oplei. En ek veg op die oomblik om my visum te kry, want die Pakistanse owerheid sê ons weet wie jy is en jy is nie welkom nie, maar ons het nou maniere om te kyk hoe kan ons deurkom, maar nou hier's die ding. Hoekom wil hulle nie hê moet ons in Mauritanië, in Djibouti, Eritrea, in die hoorn van Afrika, in baie lande van die wêreld, 'n sekere plekke in Indië, en ek bedoel meer as 50 lande van die wêreld is ons glad nie welkom nie. Hoekom nie? Ons maak nie mense dood nie, ons bou hospitale, ons doen goeie dinge. Gaan oor die kruis van Jesus. Het gaan oor wat ek en jy 'n kruisboodskap het van Jesus. Maar omdat ek en jy ons wêreldsheid verloor het, die Bybel, Jesus sê, die wêreld gaan julle haat as julle my volg. Hy sê, neem jou kruis op en volg my. Hy sê, maar as jy jou kruis opneem en my volg, gaan die wêreld jou haat. So, wat ek wil sê is, jy moet jou maar regmaak. Nie almal gaan vir jou hande klap omdat jy Christen is nie. Jy gaan miskien selfs familie kry wat jou optrek, want as jy jou bekeer het tot die Here en jy bely dat jy Christen is, gaan jy jou laat doop. En dan gaan ander mense sê, maar hoekom doen jy dit? Ek bedoel, mense kom van oor die wêreld om hier by ons gedoop te word. Uit Nieu-Seeland, uit Australië, uit baie plekke van die wêreld. Ons doop verskriklik baie mense deur die loop van die jaar. Ons doop baie van hulle in die week. Hulle vlieg in en vra ons hulle sommer in die week doop, want hulle is net nie, hulle is nie op 'n Sondag hier nie, en hulle is by 'n plek of 'n kerk wat nie doop nie. Wat ek wil sê is, as jy ernstig met die Here is, dan kom jy by al hierdie dinge uit, want die kruis het jou verander. So die wêreldsheid is anders. So die wêreld wil niks weet van die kruis van Jesus nie. Moenie 'n fout maak nie. Maar wat dit betref, Paulus sê, ek het my voorgenem, ek wil niks onder julle weet nie. Ek is nie hier, en ons predikus is nie hier, om enige iemand in die wêreld te paai nie. Ons sê vir jou, jy moet jou bekeer. En ons vra nie verskoning daarvoor. Ons sê vir jou, jy moet Jesus Christus as saligmaker aanneem, as jy wil hemel toe gaan. En ons sê vir jou, die kruis van Jesus Christus is die enigste manier om daar te kom. Want die bloed van Jesus, die lam van God, is vir ons gestort aan die kruis. Halleluja! Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Ons gaan nie 'n kompromie aan nie. So vriende, Paulus is onbeweegbaar in sy voornemens. Ek het my voorgenem om niks anders van julle te weet. Dit gaan nie oor 'n prosperity gospel nie. Dit gaan nie oor friendly secret churches. Dit gaan nie om alles so aangenaam te maak en dit so lekker op te dis. Die kerk is nie 'n klap nie. Vriende, luister wat ek vir jou sê. Die kerk mag God ons help as hierdie kerk 'n plesierskip is. Hierdie kerk is 'n oorlogskip. Ons is 'n oorlogskip. Ons maak oorlog teen die vyand, die Satan en sy koninkryk. Halleluja! Ons is hier vir ons eie gewin nie. Ons is hier om die duiwel te paai nie. Dit gaan oor sy kruis. Kom ek sluit met die kruis in sy eenvoud. Die kruis sal altyd die middelpunt van die goeie nuus wees. Want die goeie nuus het 3 bene waarop hy staan. Dis 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Jy kan dit later gaan lees. Los dit nou maar. Onthou dit maar net. 1 Korintiërs 15 1 tot 4. Die goeie nuus. Onthou, toe Jesus aarde toe gekom het, was dit goeie nuus. Dat die engele dit gesing. Toe Jesus sy lewe vir ons gee, het dit gelyk na slegte nuus vir die apostels. Hulle het eers agterna uitgevind, dis goeie nuus. Toe hulle eers weet hoekom en waarom. Maar hoor dit. Die goeie nuus se 3 bene is die volgende. En ek kan nie een van hulle uithaal nie. As ek een van die bene uithaal, het ons 'n probleem. So is die boodskap. Die goeie nuus van die Nuwe Testament, van die boodskap van die Bybel, die ganse skrif,
in die Nuwe Testament so uitgebeeld, is die volgende. Jesus Christus, die Seun van God, het vir ons sondes aan die kruis kom sterf. Dis die eerste been. Die tweede been is, dat hy begrawe is. Hoekom is dit goeie nuus? Want hy was werklik dood. Jy begrawe nie iemand wat lewe nie. Okay? Hy het gesterf. Hy het gehang aan die kruis, maar hy het ook gesterf aan die kruis. Hy het nie van die kruis afgeklim nie. Engele het hom nie kom afhaal nie. Maar op die 3de dag het hy uit die dood uit opgestaan. Halleluja! Prys die Here! En dis die goeie nuus. Jesus het vir ons sondes gesterf, is vir ons begrawe en het vir ons uit die dood uit opgestaan. Dis die eenvoud van die boodskap van die kruis. En die Heilige Gees wil hê ek en jy moet daai boodskap in ons harte vir altyd bewaar. En jy sal dit vir ewig bewaar, want in die hemel is Jesus steeds die lam van God, wat altyd teruggaan na wat hy vir ons gedoen het. Maar nou hier's die ding. Die goeie nuus van die evangelie is, die kruis toe nie die krib nie. Toe hy gebore is in die krib, want die engel het gesing, goeie nuus, hy is vir julle gebore. Ek wil vir daai engeltjie as ek hom in die hemel kry, wil sê kom hierso. Ek sê jy het net 'n halwe waarheid gepraat. Ek sê kom ek gee jou die volle waarheid. Ja, natuurlik het jy die waarheid gepraat, maar jy het net die helfte van die waarheid gepraat. Daar was nie net 'n krib nie, daar was 'n kruis. Maar meer is dit. Toe hy gesê het, vir julle is gebore die saligmaker, die Seun van God, hy het sy lewe kom aankondig. Nee, die boodskap is meer as net sy lewe dat die Seun van God het aarde toe gekom. Die Seun van God is vir ons gekruisig. Dis meer as net 'n krib en dat hy geleef het op die aarde. En ja, dit oral se lees ons van al sy wonderwerke. Die mense van oor die hele wêreld, destydse wêreld het gekom om te kom kyk na al sy wonderwerke in die land van Israel. Uit al die streke uit van die 12 verskillende stamme en selfs uit die buiteland het mense gekom. Die Grieke het gekom, Tyrus en Sidon, Decapolis. Hulle het van oralste gekom in Saudi-Arabië, van Egipte, almal wil kom kyk het. Luister. Die kruis is groter as sy wonderwerke. Geen wonderwerk van Jesus kan jou hemel toe red. Wat hy op die aarde gedoen het, as jy jou siek maak. Hy kan jou gesond maak, jy gaan nog steeds hel toe. Toe daai 10 melaatses, pastoor, gesond gemaak is. Hoeveel het teruggekom? Maar wat het Jesus vir hom gesê? Jou geloof het jou gered, want waar is die ander? 9 is gesond, gaan wys hulle by die priester en gaan hel toe. 1 kom terug, val op sy knieë voor die Seun om hom te bedank. Hy sê vir dit, ek gee vir jou saligheid, jy's gered, maar waar's al die ander? Hy kan jou gesond maak, jy gaan nog steeds hel toe. Wat help dit? Dan as ek eerder siek en ek gaan hemel toe, as ek gesond is en ek gaan hel toe. Hoekom dink jy sê Jesus, as jou hand of jou voet of jou oog jou pla, kap dit af en ruk dit af, as wat jy met 2 oë, 2 hande, 2 voete in die hel gewerp word? Vir hulle, wat se bene af is, en hande af is, en oë, hoe minder jy het van jou liggaam as jy hel toe gaan, beter as minder om te brand. Julle weet ons van die prediker wat so gepreek het van, hy sê, en vir die, wat die ouens sit en lag vir hom, toe hy so preek, en hy raak so vurig, en hy sê, ja, en hy preek so, en hy sê, as hulle geweer wees, en ek het nars van die tande in die hel eendag, en die voorsitter man, en hy lag so, en hy sê, wat lag jy? Hy sê, ja, ek het nie tande om te knars, hy sê, en vir die wat die tande het, hulle sal ge-issue word. Vriende, dis die krag van die kruis van Jesus wat Satan oorwin het. Die dood oorwin het. Sonde oorwin het. Die hel oorwin het. Jesus het dit alles vir ons oorwin deur die kruis. Ons het nou net gelees vanmôre dat hy vir ons gekruisig is. So ek wil afsluit met die vraag, so watter plek het die kruis in jou hart? Waar is die kruis in jou hart? Ek vra nie,
in jou kas, in jou juwele boks, op jou voertuig, in jou huis, teen 'n muur, om jou nek, jou vinger of aan jou lyf. Ek vra nie, waar's die kruis? Ek vra, waar is die kruis in jou hart? Dis wat ek vra. Want Jesus sê, as jy agter my aan wil kom, moet jy jou kruis opneem, Lukas 9, en my volg. So hierdie jaar, 2026, het ons almal die geleentheid om elke dag onsself te verloon en ons kruis op te neem en hom te volg. Jy kan dit doen. Nou, ek moet vir julle sê, ek reis baie en my laaste reis wat ek ooit onderneem het in Suid-Sudan, en julle het sien op die televisie, hoe sterf die mense in Suid-Sudan, né? Ek bedoel, ek is in Goli, ek is in Jimbo, Meridi, die Blue Upper Nile, Korarak, Heiban. Ek is in baie plekke deur Sudan, die Nuba-gebergte, verskriklik plek, vreeslik warm, 50 grade Celsius, droog, geen Coca-Cola by the way, geen aircon waar ek was nie, slaap in 'n modderhut, gediertes wat oor jou hardloop in die nag. Is nogal interessant, hulle maak my wakker so voetjies so oor my hardloop, as ek 'n groot koggelmanders, en maar ek is later, so moet ek sê, maar oor my hardloop, ek slaap nou, en in elk geval, in die middel van die nag, as ek my hand so vat, en ek druk so teen die modderhut, dan voel ek die lou warm temperatuur, dan so 2 die oggend, want dit kan nie afkoel nie, want môreoggend as die son opkom, dan begin dit weer opgaan tot 50 grade toe. Nou, ek kom deur al daai dinge, maar een aand, was dit 'n bietjie 'n soel somersaand, in 'n plek met die naam van Jy, dis in die suide van Sudan. En is my laaste aand, want môre keer ek terug Suid-Afrika toe. En die pastore vra toe vir my, hulle sê, Pastor Ray, can we have a night around the word with you? We would like to ask questions. Nou sit al die pastore daar, seker so 40, tussen 40 en 45 van hulle, sit in 'n sirkel om my. En hulle vra vir my Bybelvrae. Maar omdat ons nie 'n lamp het nie, ons het net kersse, wag ons tot die maan opkom, toe sit vol maan. Nou sit ons in die volmaan, 9:00, 10:00 die aand, sit ek met my Bybel, en die maan skyn vol op my Bybel, so ek kan in die volmaan sit en lees. Nou sit ons daar in die volmaan, en hulle die kring om my. Nou vra hulle nou maar hulle Bybelvrae, en ag, ek help hulle bietjie. En toe op 'n call, toe sê een van hulle, en hy staan op, hy sê, but Pastor, I have a question. I want to talk about something you don't know. Toe sê ek, well, tell me what I don't know. Hy sê, hier in Sudan, in die suide, het ons 2 stamme, die Dinka en die Dinka. Dinka en die Dinka. Hy sê, as jy sê Dinka, is dit een, as jy sê die Dinka, is 'n ander stam. Hy sê, ons het mense wat tot bekering gekom het, in die Dinka stam en die Dinka stam. Ek sê, well, that's great, it's wonderful. So, bly saam met julle. Hy sê, but we have a problem. We have a question. Ek sê, wat is dit? Hy sê, nee, dit werk so. As die Dinka tot bekering kom, dan dra hy 'n kruis om sy nek, 'n toutjie met 'n kruis. En oral waar hy gaan, in reis, dan vra mense vir hom, what's that? Dan gee dit hom die geleentheid om te vertel, hy's 'n Christen. Ek sê, that's great. Hy sê, ja, but the Dinka, they've got crosses, but huge, so, hoog, tot op die grond, so. Hy sê, they've got this huge cross, hy sê, made of wood. Then they put it on their shoulder, nou stap hulle in die bospaadjies met hierdie houtkruis. En so ver as hy loop, stop mense om en sê, what's that? Dan sit hy die kruis neer, dan vertel hy vir hulle die storie van Jesus. Ek sê, wow, it's great. I say, well, this is not the problem. Our problem is, which one is the right one?
Which one, pastor, is the right one? Die kruis om jou nek, of die kruis oor jou skouer? En ek sit daar en ek sê, Here, my God, gee tog net vir my 'n woord wat hulle altyd sal onthou. En ek kyk hom so en ek sê vir my dierbare broer, en ek sê dit nou in Afrikaans, maar ek het vir hom in Engels gesê, ek sê vir hom, my dierbare broer, om 'n kruis om jou nek te dra, is 'n goeie ding. Om 'n kruis oor jou skouer te dra en te getuig, is 'n goeie ding. Ek sê, maar die Here help jou, as jy in die hemel kom, en die kruis was nie in jou hart nie. Ek sê, here's my question. Is die kruis in jou hart? En weet julle daar neergeval en Pastor, you said it. Hulle was so opgewonde. Toe ek vir hulle sê, I release you. If you want to wear a small cross around your neck, kry jy genoeg. If you want a big cross over your shoulder and you walk the streets in die veld, hulle die straat is ons is net grond, maar in die bospaaie, kry jy genoeg. And there's nothing wrong with it. Dit was nie sonde om dit te doen nie. Ek sê, maar is die kruis in jou hart? Ek vra jou vandag, is die kruis in jou hart? That's the question. Kom ons bid. O Here, Here onse God, dankie vir die kruis. Dankie vir die kruis. Jesus, U het U kruis gedra. Al was dit net 'n deel. U weet hoe dra die Dedinka die kruise daar rond in Sudan. Here, U weet hoe dra mense kruis om hulle nek en hulle lywe en hulle voertuie en hulle huise. En dit is wonderlik dat ons almal getuienis gee van die kruis. En is wonderlik dat mense dit doen, want dit wys waar is hulle loyaliteite. Maar Here, daar's baie ongeredde mense wat kruis in hulle huis het, op hulle karre het, wat by die juwelewinkel instap en koop 'n een of ander juweelstuk met 'n kruis op. Of dra ringe met kruise. Here, enige mens kan 'n kruis dra, gered of ongered. But Jesus, net as ek by U gekom het, het ek die kruis in my hart. Dis wanneer ek by Jesus gekom het, dan het ek die kruis in my hart. Here, ek wil U kruis koester al die dae van my lewe, want U is die lam van God. U is die seun van God. U het U lewe vir my gegee. U het my gered. U het my naam geskryf in die boek van die lewe. U het my verseël met die Heilige Gees. U het U naam op my gelê as U kind. Dit kan ons almal getuig. Maar nou is die uitdaging, my kind. Nou dat jy die kruis in jou hart het, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon. Daar's dinge wat jy moet prys gee. Jy moet jouself verloon. There's things you need to let go. Jy kan nie my kruis dra en daai ding wat jy nou het by jou nie. Dis te swaar. My kind, jy gaan swaar kry. Hoor wat sê die Gees vir jou. My kind, jy gaan swaar kry as jy al daai dinge dra wat jy dra en my kruis. Dit gaan vir jou te swaar wees. Los die ander dinge uit en bepaal jou by die kruis en volg my. Dankie, Here. Wie agter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Ek sluit met hierdie woorde. Wie van julle is bereid om dit nou te doen vir die res van jou lewe? As jy so kommitment maak, staan saam met my. As jy sê vandag neem ek daai besluit. Once and for all, vir tyd en ewigheid.
Vader, hier's 2 auditoriums wat een groot auditorium geword het, met honderde mense wat voor U staan. Vader in die hemel, kyk na hierdie kerk vanmôre. Vader, ek vra Jesus, kyk hier. Kyk vanmôre na lewende woord van die Evangelie Kerk. Here, kyk, sien wie staan vanmôre voor U. Sien hulle, Here. Here, hierdie mense, hulle sê vandag, ek sal my kruis opneem, Jesus, en ek sal U elke dag volg, en ek sal myself verloon, en dat dit wat ek nie moet dra nie, dit los ek. Ek gaan dit los. Here, help my, die dinge wat ek so krampagtig aan vasklou, wat my vashou, my verhinder, om my beste vir die Here te gee. Ek sê vanmôre, Here, ek los dit nou. Ek los dit in die naam van Jesus. Here, but I will cling to the old rugged cross, en ek sal vashou aan die kruis van my Jesus. Dankie Vader, en al die kinders van die Here sê, Amen.